Hier is nog 'n vergelyking waarvoor ons identiteite of faktore moet gebruik om die algemene oplossing te vind. Jy sal sien ek het 8 cos kwadraat x minus 2 sin x. Nou, daar is 2 dinge wat pla. Ek het 'n kwadratiese vergelyking, so ek moet dink aan faktore, maar daar's geen manier wat ek kan faktoriseer as ek cos kwadraat x en dan 'n sin x het nie. So ek moet een van die 2 verander. Omdat ek 'n cos kwadraat het, dink ek dadelik aan cos kwadraat x plus sin kwadraat x wat gelyk aan 1 is. Dit wil sê as die sin kwadraat ander kant toe vat, dan kry ek dat cos kwadraat x 1 minus sin kwadraat x is. So, as ek dit nou hier in my vergelyking gaan insit, word my vergelyking 8, en dan in plek van die cos kwadraat het ek 1 minus sin kwadraat van x, minus 2 sin x, en ek gaan die 5 ook na links bring, want ek weet reeds dat dit 'n kwadratiese vergelyking gaan wees. Ek wil graag 'n 0 aan die een kant hê. Nou kan ons net vereenvoudig deur die 8 in die hakkie in te maal. Dit gee vir my 8 minus 8 sin kwadraat x minus 2 sin x minus 5 is gelyk aan 0. En ek kan nog die 8 en die minus 5 by mekaar kry, so dis minus 8 sin kwadraat x minus 2 sin x, en 8 minus 5 is 3. Nou ja, om dit te faktoriseer hou ek nie van die minus hier voor die sin kwadraat nie, so ek gaan net regdeur met 'n minus vermenigvuldig, dan kry ek 8 sin kwadraat x plus 2 sin x minus 3 is gelyk aan 0. Nou om die faktore hiervan te vind, as ek sin x as a beskou, dan is hierdie vergelyking presies van die vorm 8a kwadraat plus 2a min 3. En om dit te faktoriseer, kom ons dink gou-gou, 8a kan ek byvoorbeeld kry met 2a en wat ek vermenigvuldig met 3a, skus man, 8a met 4a om 8a kwadraat te gee. As ek my 3 hier sit, gaan dit vir my plus 6 gee met 'n plus daar. Nou, ek sit my middelterm hier. So dit gee vir my plus 6a, en dan gaan hierdie 'n minus 1 moet wees, sodat ek plus 6a minus 4a het. So ek het my middelterm gekontroleer, en minus 1 mal 3 gee vir my die minus 3, so daar is my faktore. Nou moet ek net teruggaan na hierdie vergelyking toe, wat ek nou wil faktoriseer, en onthou dat ek in die sin x se plek 'n sin a geskryf het. So die faktore gaan wees 2 mal a, wat nou 2 mal sin x is, minus 1, en die ander faktor is 4 mal sin x plus 3 is gelyk aan 0. So as die produk vir my 0 gee, beteken dit dat 2 sin x minus 1 gelyk is aan 0, of 4 sin x plus 3 gelyk is aan 0. En hierdie enetjie vereenvoudig na sin x is gelyk aan 'n half, en die een gee vir my sin x is gelyk aan minus 3 gedeel deur 4.
En nou moet ek die algemene oplossing van hierdie twee vergelykings kry. So kom ons maak 'n bietjie plek, ek gaan dit alles opskuif. En ek wil sommer vir myself hier so 'n rowwe lyntjie trek, sodat ek plek los vir die tweede een. Goed, vir sin x is gelyk aan 'n half, gaan ek eerstens my verwysingshoek kry, deur shift sin van 'n half te druk, en dit gee vir my 30 grade. So my verwysingshoek is 30 grade. Dan kyk ek waar is sin positief, en ek sien dis in die eerste en in die tweede kwadrant. So in die eerste kwadrant gaan ek hê x, want dis my hoek, x is gelyk aan die verwysingshoek plus k maal 360 grade, wat k 'n element van z is. En in die tweede kwadrant moet ek dit altyd skryf as 180 minus die verwysingshoek. So in die tweede kwadrant gaan x wees 180 grade minus die verwysingshoek plus k maal 360, en dit gee vir my 150 grade plus k maal 360, waar k 'n element van heelgetalle is. Goed, dit was die eerste vergelyking. Nou moet ek nog hierdie tweede een ook gaan doen. Sin x is gelyk aan minus 3/4. Nou, ek soek 'n verwysingshoek. En vir die verwysingshoek moet ek in die eerste kwadrant werk. So ek gaan hierdie minus ignoreer, want alles in die eerste kwadrant is positief. So shift sin van 3/4 gee vir my 48,59 grade. En nou gebruik ek die minus, en omdat sin moet negatief wees, sal ek in die derde kwadrant en in die vierde kwadrant moet werk. So in die derde kwadrant gaan my hoek wees 180 plus die verwysingshoek. So x gaan wees 180 grade plus 48,59 plus k maal 360, waar k 'n heelgetal is. Goed, as ons gou uitwerk, wat is die verwysingshoek plus 180 grade, gee dit vir my 228,59 grade plus k maal 360. Dan moet ek ook nog in die vierde kwadrant gaan werk. Onthou, sin is ook negatief in die vierde kwadrant. En in die vierde kwadrant skryf ek dit as 360 minus die verwysingshoek. My verwysingshoek nou weer, hier is dit 48,59. 48, kom ons maak hom net reg, 48,59 grade, plus enige heeltallige veelvoud van 360 grade. So dit gee vir my, kom ons kry gou 360 minus 48,59, gee vir my 311,41 grade plus k maal 360. Goed, daar het ons nie minder as 4 vergelykings nodig, of 4 formules nodig. Hier's die eerste een, hier's die tweede een, derde een en vierde een, om al die oplossings vir hierdie vergelyking uit te werk.